Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel graag met u nog 'n gedagte rondom die wet en die genade. Nou wanneer ons nou by die wet en die genade kom, dan is die blou druk in die Bybel vir ons die boek Galasiërs. Hy spel dit vir ons baie duidelik uit. Nou wat in hierdie gemeente gebeur het? Die gemeente is gestig deur Paulus en na hy nou weg is, het daar toe die mense van die wet gekom. En hulle het gesê, dis nou goed dat julle tot bekering gekom het, gered is, en nou is daar net een ding. Julle moet nou nog die wette hou, die wet van Moses, die feeste, die name, al hierdie dinge. So, nou gaan hierdie gemeente toe terug onder die wettiese sisteem, en is baie belangrik om dit nou te verstaan ten aanvang van hierdie gedagte, of wanneer u deur hierdie boek sou lees. Goed, nou, lees ons in Galasiërs 3, die eerste 3 verse. Nou sê Paulus vir hulle, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Nou, die Engels sê, who bewitched you? Wie het julle getoor? So, iemand het toe in die gemeente ingekom, dit wat ons nou net vir u verduidelik het, en hulle het hierdie gemeente kom toor, om terug te gaan na 'n sisteem wat die onvolmaakte was, wat hulle nie verder kon vat geestelik nie. Hy sê, julle voor wie se oë Jesus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet, het julle die gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? So, Paulus kom baie op die man af. Hierdie gedeelte spreek alles van dit self, en dan sê in vers 3, is julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. So met ander woorde, as jy dan teruggaan onder die wet in, dan staan jy in die vlees. Dit sê die Bybel vir ons. So, hulle was dan in die gees, hulle was in 'n verhouding, en toe gaan hulle in die vlees in. Nou sê vers 10 tot 13 vir ons. Want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly by alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Met ander woorde, niemand kan die volle wet hou nie. Dit is nie moontlik nie. En as jy dan in een opsig gestruikel het, is jy aan die hele wet skuldig, sê die Bybel vir ons, dan is jy 'n wetsoortreder. Dis hoekom ons kan dit nie doen nie. Vers 11, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. So met ander woorde, dit spreek alles van itself. Jy hoef nie eens enige iets daaromtrent te verduidelik nie. As jy dit gelees het, is dit vas. Nou sê vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Ons het nou heeltyd gesê, die wet is God se absolute standaard. Hoe kan ons nou praat van die vloek van die wet, en as die Bybel praat van die vloek van die wet, dit beteken, as jy onder die wet lewe, moet jy alles hou. Perfek. En as jy dan in een opsig struikel, sê die Bybel vir ons, jy kan dit gaan lees in Deuteronomium 27, die laaste vers, dan staan daar, jy is vervloek. So jy sal vervloek wees as jy onder die wet lewe, en jy oortree een wet, dan is jy 'n vervloekte. Terwyl as jy in die genade is Christus jou borg. Vers 24 en 25 sê, dis nou van Galasiërs 3. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou, dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester nie. Die wet was die tugmeester, die Ou Testament was onder die tugmeester in bewaring gehou. Die wet is dan 'n openbaarder van sonde. Hy sê, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tugmeester nie. Ons is nie meer onder die wet nie. Ons is vrygekoop van die vloek van die wet. Nou, Hoofstuk 4 vers 4 en 5, dit raak al hoe duideliker. Maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Jesus het gekom aarde toe hy was onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders sou ontvang. Kan jy sien, Christus kom onder die wet, om die
wat nie die wet kon hou nie. Ons kon nie die wet hou nie. Niemand kon deur die wet gered word, niemand kon deur die wet geheilig word nie. Die wet kan jou nêrens heen vat nie. En Christus kom en hy koop ons los. Hy koop ons vry onder die wet uit. Hy die enigste een wat die wet kon hou en nou soos nie meer onder die wet nie. En God die Vader kyk na ons en hy sien vir Christus en hy sien die werke en hy sê, jy het die wet gehou tot in perfeksie, want hy sien Jesus se werk. Nou kom ons by vers 20 en 21 van Galasiërs 4. Luister nou wat sê hy. Ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees, om my stem te verander, want ek is buite raad met julle. Dis 'n baie sterk boodskap wat hy bring aan hierdie Galasiërs, dat hulle weer kan teruggaan onder die wet. Vers 21. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle dan nie na die wet nie. Goed, baie duidelik. As jy na die wet luister en jy sien wat sê die wet, dan verstaan jy. Nou kom hy verder. En daardie laaste gedeelte van hoofstuk 4 gebruik hy vir ons 'n beeld. En dis Abraham se twee vroue, Hagar en Sara. Hagar staan vir die berg Sinai, Sara staan vir die berg Sion. Jy kan dit nou self gaan lees. By Sinai het hulle die wet ontvang. By Sion het Christus gesterwe. So, Hagar baar kinders vir slawerny. Sara baar kinders vir die vrye. So, Isak, die kind van die belofte, en Ismael is die slaaf. En is dit baie duidelik dat ons nie onder die wet staan nie. Nou het ons by geleentheid gesê, jy kan met een voet op Sinai en 'n ander een op Sion staan. So jy spring so van die een na die ander. Dit wat jou pas, waar dit jou pas, daar gaan jy. En wil ek vra dat u hierdie gedeelte baie duidelik sal gaan bestudeer, sal gaan oorlees, gaan verwis u self met wat daarin staan. As u dit baie duidelik lees, dan sal daar in u gemoed geen twyfel wees. Vertrou die Heilige Gees om dit aan u hart bekend te maak, dat u sal, dit moet kom as 'n openbaring, dat u sal sien, ons is waarlik nie onder die wet nie, ons kon dit nie hou nie, niemand kon dit hou nie, en ons is nou in Christus, ons staan in 'n verhouding, 'n lewende verhouding met die lewende Here Jesus, wat vir ons vooruit gegaan het, ons groot hoëpriester, wat sit aan die regterhand van die Vader. Mag u baie ryklik geseën wees deur die bestudering van die woord. Mag u die werking van die Heilige Gees in u lewe ervaar. Mag u ervaar hoe dat hy die gedagtes van die woord in u hart openbaar, met u praat, binne in u werk. Mag u ervaar dat u baie ryklik deur hom geseën is, en die Here is met u, en baie ryklik is die seën wat hy u toebedeel.